die geld wat Judas nou nie in... Het jy hierdie Chosen gekyk? Excuse me. Die Bybel mag nie weer dit volgens praat by Chosen. lank en kort nie, dan gaan 'n halfuur episode wees vir Rias se squad. Ja, ek hoor wat jy sê. Baie welkom terug, Gerry. Dit is goed om jou weer te sien. Ja, jy maak nou asof ek nou weg was vir maande. Jare weg gewees. Wat vreeslik verskoning dat ek durf 'n week verlof vat. Ja, en arme Rian is nou so hartseer dat hy nie kan saam praat nie. Ons impakspeler. Ja, nee, hy het my goed gedoen. Ek Soos ek gesê het Sondag nie. ja, dis 'n paar keer wat hy my stil aangekyk het. Maar ek hou van praat so. Dit is mos die lank praat en die kort praat. Dis reg. En ons is nuwe reeks. Nuwe reeks. Interessante tema. Nie 'n woord wat ons altyd met die kerk wil assosieer nie, maar ek dink ek waarheid. So ons gesels vir die wat nou nie gister in die kerk was nie, ons miljoene kykers wat ons so volg in ander lande, wyd en suid in die planeet. Ons sê good morning, Sabona. Bonjour. Ja. Ek weet nie wat jy nog ken nie, maar die armoede evangelie, Rias, die hele woord net, nee, die armoede evangelie, want wanneer ons evangelie hoor, dan is dit nie 'n woord wat ons altyd inbring, die woord armoede nie. Nee, Gerry, ek kort nou 'n nuwe selfoon en as 'n pastoor glo ek kort 'n nuwe iPhone 16 Pro Max 512 GB titanium swart met 'n mooi MagSafe cover. Maar jou besie gaan iets anders doen. Ja, nee, ek moet nog so geseën word dat ek hierdie geld het om die lewe in oorvloed te kan leef. Ja. Dit was mos, en mense kom in die, ek weet daar's te baie opinies oor dit en mense kan kwaad raak, maar daar is my altyd 'n interessante ding. Dat is dit. Ek kan nie economy class vlieg nie, want jy's meer gewyd in besigheidsklas. Ek hierdie 90s, nou toe jy nog 'n baie klein ouetjie was al hierdie hele gedagte gewees oor die prosperity gospel. En daar's 'n stuk waarheid in dit, maar die prosperity gospel het gegaan oor name it, claim it en frame it. So jy name jou selfoon, die 16, en dan claim jy dit, en dan frame jy dit, en dan is dit joune net. Jy name it, claim it en frame it net. En as jy dit nie doen nie, dan is jy nou nie genoeg geloof nie. Maar hierdie hele reeks daag ons eintlik net uit. Eintlik wat die armoede evangelie vir ons wil sê, is dat Jesus ons uitnooi om eintlik van onsself te gee. Ja. Van ons harte te gee, van ons hande te gee, ook ons beursie te gee, maar meer as net 'n monetêre gee. Ja. Want hoe meer ons gee, hoe meer kry ons eintlik. Die oorvloed wat Jesus beloof in Johannes 10 vers 10, toe hy gesê het dat ek het gekom dat jy kan lewe in oorvloed kan. Jy word gebou op 'n beginsel van om met oop hande en met oop harte te leef net. Ja. Leonard Ravenhill sê die volgende, dit was my baie mooi die week. Hy sê God will fill what you are willing to empty. So wat ons bereid is om leeg te maak vir die Here, sal hy volmaak. My bankbalans is al baie lank al leeg. Hy is onderleeg. Maak daar EFT na my toe, dan sal die Here hom vir jou volmaak. Maar dis wat ons dadelik doen is, ons trek hierdie goeders na, eerstens dan sê ons, ja, maar Jesus het baie oor geld gepraat. Ek verstaan dit, maar terselfdertyd, Jesus het die stelling gemaak, hy het nie 'n dak oor sy kop nie. En terselfdertyd het hy 'n groot bediening gehad met iemand wat verantwoordelik was vir die geld. Hy het 'n tesourier gehad. Ja, en hy het 'n kleed gehad, wat seker so daar's hierdie goed wat ons baie vinnig, ons veralgemeen en ons vat ons situasie, waar ek nou is en hoe ek oor dit voel, en ek lees dit in die skrif in, eerder as wat ons die skrif lees en van onsself vra, maar as ek kyk na my lewe, wat is die goed wat ek so ryk in is, dat ek eintlik 'n wêreldse arm is in dit. Ja. En hoe lyk ware armoede? Want ware armoede is nie 'n plek van swakheid nie. Dis 'n plek, dis 'n hartsbeginsel, dis 'n gedagteproses om te sê dat ek is altyd lief vir die sê ding, hulle het altyd van Batman so gesê, dat wat doen jy teen iemand wat nie vrees het nie? Ja. Hy is leeg van vrees, daar's geen vrees in hom nie, en dis die erge ding, hulle kan niks teen hom doen nie, want hy het niks om te verloor nie. Hy het alles gegee. Hy het alles gegee, so nou is hy die gevaarlikste mens op die aarde, is iemand wat niks het om te verloor nie. Precies. Dis die sê ding, so nou, vat ons nie daarin te besef, maar as ons gewen het, en ons is klaar ryk, in 'n geestelike sin, ons het klaar die ewige lewe, Jesus het dit gedoen, ons het niks om te verloor nie. Ja, want ons het alles gegee. Presies dit net. Nee, en ons die ding gebou om die gedagte, wat Jesus in Matteus 5 kom, waar hy sê, blessed are the poor in spirit,
Dan sê aan hulle sal die koninkryk behoort net. So ek dink eers wat ons moet sê as ons in die reeks is dat wanneer ons aan armoede dink, moet ons nie dink aan 'n boemelaar wat nie geld het nie. Nee. Want is meer as net dit net, nee, want die oomblik wanneer ons oor armoede en oor vrygewigheid en gee praat, die eerste gedagte wat ons dink is beursie en dit is dit, maar dit is nie die hoofgedagte waar Jesus ons nou uitnooi wanneer ons uitnooi na 'n lewe van met oop hande en met oop harte te leef nie. Dit het nie daarmee te doen nie, maar ons het die geneigtheid en dan maak ons baie keer ons harte dadelik toe. Ja. Maak ons ore toe en ons wil niks hoor nie, want moet net nie oor my geld praat nie, moet net oor my beursie praat nie. Hy praat daaroor en hy het baie daaroor gepraat het, maar die arm in die evangelie is 'n uitnodiging om op 'n sekere manier te lewe. Ja. En verseker kan geld jou terughou. Nee, En definitief. jy kan eintlik 'n baie arm mens wees terwyl jou bankbalans baie goed lyk. Hulle het 'n studie gedoen in Amerika. Ek weet nie wat die presiese bedrag is nie, maar hulle het gesê van 'n sekere punt, ek dink is 6 of 700,000 US 'n jaar, wat ontsaglik baie geld is. Klein geld vir ons. Ja, van daar af tot 'n miljardêr. Jy kan biljoene in jou bankrekening hê. Ja. Is die ouens se mentaliteit en manier van werk en dink en dat is dieselfde. Hulle daai van 600,000 af. Ja. So dit maak as jy nou soveel 'n jaar verdien of jy verdien 'n miljoene 'n jaar, Dieselfde. dit is jy het dan so baie geld, jy weet nie eintlik wat om te doen nie en dis hoekom jy sien baie van die ouens gee baie weg en want dit is nie wat dit oor gaan nie. Dit gaan oor die vervulling van dit wat ek besig is om te doen is effektief en ek is geroep om dit te doen en vervulling kom nie van dit wat jy het nie, maar dit wie jy dien en dan om gehoorsaam te wees en dit is armoede. Ja. Dit is om daai te sê jy kan miljoene 'n jaar verdien en dit is wonderlik of jy kan baie min verdien en dit is ook wonderlik want in die uiteinde ons effektiwiteit lê in om arm voor die Here te kom tussen U is alles. Ja. En dis 'n mooi gedagte, nee. Ja. Dis die bergpredikasie wat Jesus begin en sê blessed are the poor in spirit. Wat hy daarmee bedoel is dat geseënd is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Ja. Wat eintlik besef is as hulle voor die Here staan, is hulle eintlik bankrot. Is hulle eintlik arm, het hulle absoluut niks nie. Die gevaarkant wanneer ons leef met die gedagte dat ons eintlik genoeg het. Ja. Ons het genoeg genade, ons het genoeg goed in die bank, ons het genoeg dinge in die lewe, ons kan op ons eie planne staat maak en dit sal ons by die eindpunt bring. Terwyl Jesus daai gedagte uitdaag, hy sê geseënd is hulle wat weet hoe afhanklik hulle eintlik van God is. En die gevaar van wanneer ons soveel goed het, en ek praat nie net van monetêre goed nie, Dus dat ons harte met soveel goed vol maak, dat ons dink dat die Here hier langs die kant net staan het. Die afhanklikheid van die Here is nie daar nie. Ons leef met 'n onafhanklikheid en dit is waar die reeks ons uitdaag om met 'n diep afhanklikheid van God te leef. Dat ons eintlik hier het in die begin mooi gesê het, daai van dat ek alles gee net, nê? En dis 'n gevaarlike ou wat alles gee. Dit is amper soos het ons 'n bietjie Wimbledon gekyk het, hierdie ou wat jy weet is 3 stelle en wil die ou toe te pot nodig om die game te wen en dan begin die ander ou net hy gaan net vir die rafters net, nê? En iewers klik wen hy potte want hy het niks om te verloor. Want hy het alles al gegee al. Daar was 'n paar goed met die Wimbledon wat die ouens alles gegee het. So daar's met Sinner nou, nommer 1, hy was 2 keer wat hy nou, ek dink besig was om te verloor, dan kry die ander ou besering. Dit is die laaste en ek weet nie of jy dit gesien het nie. Sonder te doper. Die ou wat teen hom gespeel het, Ja, hy het sy pectorale spier geskeur en Ek het so hulle albei gehuil. het so gehuil. Almal, dit is hierdie ouens wat hulle weet, dis wat hulle doen, hulle gee, hulle alles. En hy sal bekend staan van daai oomblik vir die res van sy lewe, maar ons Maar daar's 'n waarheid dan, want hoe meer hy gee, hoe groter is die prys eintlik. Ja. En dis gawes, gesondheid, geld, wil nou ek moet nog gees bysit. Maar in al die goed, jy kan verskriklik baie gawes hê en jy kan ryk wees in jou gawes, maar dis nie wat dit oor gaan nie. Jy kan gesond wees en jy kan die vermoë hê om 'n Comrades te hardloop en nog steeds goed te voel na die tyd maar jy kan nie op dit vertrou nie. Jy moet al doen jy dit, sê maar my vertrou is nie op dit, want dit alles kan in mekaar instort. As daai ou se identiteit en sy vermoë om tennis te speel is, gaan hy nou vandag met 'n baie groot probleem sê, want hy kan vir baie lank nie speel nie. As jou identiteit en jou roeping en wie jy is gelees in al jou gawes of jou vermoë om sekere goed te doen, of jou geld, bankbalans, huis, area waar jy bly, iewers gaan dit is wêrelds. Dit gaan vergaan. Dit gaan vergaan. Iemand wat arm is, iemand wat daai afhanklikheid die bergrede verstaan, doen dit anderster. Hulle verstaan dit anderster. Met 'n ander intentionaliteit net. 2 Korintiërs 8 vers 9 skryf Paulus, for you know the grace of our Lord Jesus, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich. Jesus het geleef met armoede. En kom ek kwalifiseer dit. As hy iemand siek was,
het hy gesondmaking gebring. As hulle kom en sê vir hom, hier's 'n klomp ouens wat ons moet kos gee, het hy gevoed. Ja. Daar was geen oomblik waar Jesus teruggaan. Hy het geleef met hierdie hart van ek gee alles, ek gee genade, ek gee liefdes. Toe aan die kruis sterf, ek wil sekerlik sy grootste woorde nie, dit is volbring. Ek het absoluut alles gegee net. En in die alles gee, wen ons eintlik. Ja. En dit is die ding wat ons nie altyd verstaan hier, as rondom die lewe saam met Jesus. Ons dink, hoe meer ek vashou en hoe meer ek leef en hoe ryker ek word in my bankbalans en in myself en in my sosiale posisies en daar lê nie rykdom nie. Nee. Dit lê juis in daai antidot, dat hoe meer ek gee, hoe minder ek het, hoe meer het ek eintlik net. Ja. Het is ongelooflik met Jesus, as mens kyk, ons almal weet nou die idee van hy het alles opgegee deur aarde toe kom, hy was in die hemel, jy kan net dink, Die glans en alles, en nou kom hy aarde toe, so hy gee Ja. alles op, maar wat op die hemel is, hy ook op die aarde gedoen, want hy het in 'n huis gebly, gesin gewoon, wat baie boeties en sissies, die pa was 'n suksesvolle skrynwerker, die Jesus en die broers, of mens lees in Jakobus, hulle was belese geweest, hulle kon verskillende tale lees en skryf, so dis nie dat hy uit 'n arm huis uitgekom het nie, Nee. dis so hy het tot op 30, en veral as jy kyk, as jy 'n rabbi se groot ding was, jy moes vir jou ouers moes voorgesorg wees, hulle sou eers gekyk het, so daar's 'n hele ding van, dit was nie 'n ryk huis nie, 'n gemaklike huis, Daar was genoeg gewees. en hy het dit alles opgegee. Mm. En terselfdertyd het hy nou weer in die bediening, sê daar seker soos die kleed en wat ons gepraat het, maar terselfdertyd het dit nie eers, daar's nie eers 'n sprake van gewees oor wat doen mens met al die goed wat mens opgee, vir hier weet Jesus daai gelos, of die geld wat Judas nou nie in. Het jy hierdie Chosen gekyk? Ekskuus reeds. Die Bybel Mag nie weer dit volgens praat by Chosen. lank en kort nie, nog 'n halfuur episode wees vir Rias se squad. Ja, ek hoor wat jy sê. Ja, en daai ons mis dit, want in daai het die rykste oomblik in ons geloof gekom, die Jesus wat in die woestyn ingaan, sonder enigiets, en daar die duiwel hom nie kan aanvat nie, want Ja, en Jesus wat na die kruis toe gaan met niks, ja. net 'n doringkroon. Ja. En ons mis daai. Ek dink nou aan jy het ook seker die boek al gelees, The Man Who Sold His Ferrari. Ja. Nou, dit het my nooit my sin gemaak nie, want ja, sure, as ek genoeg geld gehad het om 'n Ferrari te koop, nou verkoop ek die Ferrari. Nou het ek al daai geld. Of course gaan ek in die berge gaan bly en niks doen nie. Tuurlik, En ja. groentetjies eet, en dan gaan ek baie rustig voel, want my nooit sin gemaak nie. Maar daar's 'n boek na dit wat sy neefie geskryf het, of susterskind, Ja. of wat The Letters from the Monk. Ek kom nie gelees nie. Dis eintlik vir my 10 keer beter boek, want die prokureur wat sukkel Ja. en alles, kry 'n brief van sy oom af, wat nou hierdie monnik is wat sy Ferrari verkoop het. Hy het nie geld nie, maar hy wil suksesvol wees. So toe wat gebeur is, hy het hierdie 10 of 13 trips wat hy te doen vir die oom, gaan na hierdie ou toe, en dis van die rykste mense en van die armste mense, en die storie wat hy beleef, en die mooiste ding is dat, al het hy met hierdie rykste ou te doen gehad, is die mooiste storie waar hy met sy gesin gesit het en geëet het, en dis nie 'n groot spandabelrige ding, dit was mense in sy huise wie 'n rykdom in hulle gehad het, wat nie uiterlik gesien word nie, en daai is vir my spesiaal. Baie, nee. Dis nie die ding van, verkoop jou Ferrari en nou het jy vrede nie. Ja, nee. As jy Ferrari het, moet hom nie verkoop nie, nooi maar net om bietjie te ry, maar daar's daai iets van Jesus wat vir ons dit leer, Jesus wat vir ons sê, die belangrikste preek wat gelewer word, die geseënd is die wie? Honger en dors. Ja. En daai is, ja. So om so te leef dat ek leef met al die genade na buitekant toe. Ja. Al die vergifnis na buitekant toe. Met oop hande nooi ons eintlik dan na 'n lewe van oorvloed toe uit. Ja. Maar die lewe van oorvloed wat Jesus ons beloof, begin iewerste. Ja. Dit begin in daai armoede van dat ek het, en dit is vir ons baie moeilik om so te leef net, nê? Kan jy dink as ons moet leef dat ons niks vergifnis terughou nie, niks genade terughou nie, niks van onsself terughou nie, maar leef alles na die buitekant toe, hoe anders sou, want ons almal leef met goeders wat ons maar vashou. Ons wil nie heeltemal vergewe nie. So ek is nie arm in my vergifnis. Ek hou nog so 'n bietjie hier in die reservoir, want ek is nog nie heeltemal reg om jou te vergewe nie. Ek is nog nie reg om vergewig te leef met my hande en met my woorde nie. Ek hou dit tog, en hoe meer jy dit eintlik vashou, hoe ryker word jy, hoe dink jy word, hoe armer word jy eintlik. En daar's eintlik hierdie teenpool wat Jesus ons uitnooi. Want hy sê dit mooi daarso. Hy sê so that through his poverty we may be rich. En dis die lewe wat hy modelleer vir ons, Rias. Maar dis nie 'n gedagte wat ons daarvan hou in die moderne kerk om oor te gesels, of om selfs te dink dat ons
in geestelike armoede moet leef. Ja, nee, mens wil nie daai rigting eintlik gaan nie. Jy wil ryk voel in jou geestelikheid. Jy wil Klein met Ja. en vry met, papie. ja, bid die mooiste, lyk die mooiste terwyl jy bid. Het die beste woord vir iemand. Ja, dan is Ken- daai 3 pak soet wat jy aantrek sonnaandoggende en jy jou mooi karretjie en daai jou Bybel aan. Daar's 'n verwronge beeld wat in die kerk is oor die evangelie. En ek dink ongelukkig baie keer ons as predikers het speel 'n groot aandeel daarin net, dat ons Ja. iets ek sê nie ons moet 'n klomp arm ouens wees nie. Dis nie wat ons sê nie, nê. Maar jy kry partykeer hierdie idee dat daai blessed are the poor in spirit. Dit ontbreek baie keer net, Ja. nê. Want ons lyk soos hierdie absolute blinkbootjies. En dit kom op eerlikheid. Ek dink dit dwing ons om eerlik te wees. Ek het nou die dag met 'n ou gepraat wie in die konstruksiebedryf was en hy was by 'n boodskap 'n manneoggend gewees en die pastoor sê toe jy moet 'n voorbeeld, jy moet Jesus wees daar in jou werk. So jy moet die mooiste, die geduldigste, die alleste wees en 'n paar van die ouens wat toe nou ook ons konstruksie staan toe op en sê luister, jy is besig met nonsens te praat hier. Hy het seker 'n ander woord soos Ja. nonsens gebruik. Hy sê as jy in 'n konstruksie op 'n plek instap en daar's nie in die eerste 5 minute 37 vloekwoorde nie, dan gaan Ja. hy huis in mekaar val wat gebou word, want dis die konstruksiebedryf is absoluut Hard roekeloos. Ja. Dis erger as 'n matroos, want dis nou maar die taalgebruik en in die kultuur van dit. En nou as jy geestelik ryk in 'n so 'n plek instap, ek is heilig en julle moet my voorbeeld volg. Daai manne gaan jou so vuil praat en nie omgee want dis besigheid die ou kom. En die idee is nie om te sê jy moet nou saam vloek nie, maar die idee is om te sê jy moet baie arm ingaan en besef dat as die Here jou nie nou gaan lei nie, as jy nie al jou goedjies wat jy dink by die deur los en hoe belangrik jy is of hoe belangrik jou geestelike pad is by deur los nie. Jy verstaan nie hoe ouens werk nie. So jy as 'n pastoortjie kan daar instap, maar daai ouens gaan hulle gaan nie luister. Hulle gaan vir jou lag. Sê luister, ons bid jy maar net vir ons. Ja, ons sal die huis bou. Ja, ons sal die huis bou. Dan en ons moet dit doen. Ons moet arm in elke omstandighede gaan en sê hier's genade en vergifnis en voor ek nou besluit ek is geestelik ryker as jy of selfs fisies ryker as jy, wees versigtig. Want op die uiteinde gaan daar geen ewigheid in daai situasie ingaan nie. Dit gaan net ek wees. Maar Jesus het baie gedoen Rias het hy genees met melaatse, dan sê hy vir hom moet vir niemand gaan vertel nie. En verskeie keer het hy dit gedoen. Moet vir niemand gaan vertel nie. Jesus het nie sy manier van leef aan 'n klok gehang nie. Hy het op 'n sekere manier, jy kon sien dat die manier van hoe hy geleef het, gespreek het van wat in sy hart is. As ek nou 'n melaatse genees vandag, het ek 'n TikTok dansie gemaak, het ek 'n videoetjie gemaak en ek het vir my 15 followers het gestuur. Hierso is ek. So om armoede te leef, daai gedagte van armoede te leef beteken om met 'n groot stuk nederigheid te leef. Dat ek doen iets as gevolg van sy genade. Die gebrokenheid wat ek aanspreek, is nie uit myself uit nie, dis omdat God vir my goed was. Dis 'n interessante ding, miskien om jou af te sluit. Weet jy hoekom met katte klokkies aan hulle halsbande partykeer? Mens irriteer. Ja, maar nie. My ouers het nou 'n kat wat van die bure af baie kuier daar. En dis 'n baie effektiewe kat. Dis 'n Bengal, een of ander vreemde ding, maar die kat kan 'n voël vang laat dit weet. Okay, so hy sort uit. Ja, my ma sê nou die dag, weet jy, ons gaan vir die kat 'n klokkie aansit. Ek soos en toe besef ek, dit is sodat hulle nie voëls vang nie. Hierdie klokkie wat raas, hier is die kaaitjie, die voeltjies vlieg dan weg. Maar kat is mos, my arme kat is so stadig, maar daai kat is so effektief dat hulle moet iets aansit dat die voëls weggejaag word. Maar dis wat ons doen in ons Christendom. Ons is al vir die halsbandjie met hierdie klokkie. Maar ons kry nie die voël gevang nie, want so dis baie mooi eintlik. En dis armoede. Trek 'n halsband af, haal gooi daai klokkie weg en kom terug by die doel. Ja. Ek moes dit gister met preek gebruik het. Jy moes miskien, ja. Maar dan, ja. Dankie, Rias. Dankie, Gerry. Goed gegaan.